Maar dis dinge waaroor ons moet praat, en ongelukkig is baie mense te skrikkerig om oor dit te praat. Die ding waaroor ek, is 'n paar dinge waaroor ek gaan praat, maar die ding waaroor ek wil praat, is die belangrikheid van jou geestelike verbinding met die Skepper. Dit is waaroor dit alles gaan. En enige iets wat daardie skakeling tussen jou en die Skepper bedreig of blokkeer, moet jy sien as instrumente van die Satan. En moenie daarmee speel nie, want jy is ongelukkig die een wat die ewige boete gaan moet doen vir daardie, kan ek sê, glipsie, kom ons noem het maar 'n glipsie. Ek het 'n video opgesit op die publikasiegroepe wat gaan oor die Chinese. Nou, daardie video moet jy kyk vir die, hoe kan ek sê, die mental stimulation wat dit jou gee. Daar in daai video is 'n klomp goed wat iemand dodgy is. En ek het mooi gedink voor ek dit laat deel het, want dit is nie feitelik als korrek nie. Maar aan die een kant, wat daardie video vir jou moet wys is, hoe maklik dit vandag is om dwaalinge vir jou aan te bied in 'n formaat wat dit verteerbaar maak. So, al wat ek vir julle kan sê, waaroor ek sekerheid het van die Chinese gedeelte, is die eerste punt is, die Bybel sê vir ons, die wyse manne het van die ooste gekom. Daar word baie gespekuleer, van waar af, maar dit sê, hulle het uit die ooste gekom. Ok, en hulle het daai ster gevolg. Nou die Chinese is bekend daarvoor, dat hulle geweldige goeie studente van astronomie, van die hemelruim. Hulle bestudeer die ding en bekyk hom al vir millenniums. Dit is een van die goeters. En dan het ek een aand met 'n oue gesprek gehad, wat deel van sy akademiese kwalifiserings en so, het gehandel oor die Chinese geskiedenis. 'n Deel van die Chinese geskiedenis, ek meen, dit is 'n 4000 jaar ou beskawing, jy kan dink hoe lyk hulle geskiedenis, maar in elk geval, wat hy vir my net gesê het is, wat vir hom interessant was, in een van die stukke wat hy moes deurwerk, was dit 'n Chinese filosoof se dagboek, wat daarin bevat was. En toe daardie duisternis oor die aarde gesak het, toe skryf daardie Chinese filosoof in sy dagboek, they tried to kill God. Nou, dis sover as wat ek oor hulle gaan praat. Wat vir my in daai video interessant was, is wat hulle verduidelik van wat dit was aanvanklik, dat hulle daai een entiteit gehad het, wat hulle aanbid het, voordat dit in later jare nou al die ander goeters bygekom het. Nou, ek het al baie daaroor gepraat en genoem van ons oervoorvaders, wat maar daar in die woude en op die heide en in die berge en waarever hulle self bevind het. Hulle daaglikse, hoe kan ek sê, verhouding met die Skepper, hoe hulle dit beleef en ervaar het. Onthou, hulle het nie Bybels gehad nie, hulle het nie sendelinge gehad wat hulle kom so vertel het van dinge nie, hulle het nie daai goed niks nie. Maar ons het net hulle werk gedoen, hulle diere versorg en hulle oeste versorg en al hulle goede gedoen. En hulle opdrag wat hulle gekry het in Genesis 1 vers 26 tot 28. In elk geval, dis wat hulle gedoen het, maar hulle was geestelik baie bewus van hulle Skepper. Nou, as jy na die ou Friese se geskrifte gaan kyk,
dan sal jy baie van dit daarin optel en baie van goed waar ons mee kan relate. En dit is dinge waaroor ek baie dink, want ek wil weer hierdie stukkie vir julle lees. Luister wat sê Haile Selassie. Spirituality does not come from religion. It comes from our soul. We must stop confusing religion and spirituality. Religion is a set of rules, regulations, and rituals created by humans, which were supposed to help people spiritually. Due to human imperfection, religion has become corrupt, political, divisive, and a tool for power struggle. Spirituality is not theology or ideology. It is simply a way of life, pure and original as given by the Most High. Spirituality is a network linking us to the Most High, the universe, and each other. Nou, daar is mense, en ek het dit al vir julle genoem, wat vir jou dadelik gaan, as jy vir hulle hierdie sê, dan kom hulle met 'n comeback en vertel jou, ja, die Rastafariërs, hulle hoor het waar daar en Haile Selassie, en ons party wat reken, hy was 'n Rastafariër, dit nonsens is en so. Toe ek een aand in 'n gesprek vir 'n ou gesê, okay, nou hierdie stuk wat ek nou hier gelees het, ons maak nou nie saak nie, jy sê dit is 'n Rastafariër ding nou. Sê jy vir my, wat van dit wat ons nou gelees het, is verkeerd? Sê jy vir my, wat van dit wat daar gesê is verkeerd? Dit was nou die einde van die argument, in elk geval. So, ek dink net dat, wat vir my opvallend is, en wat vir my verblydend is dat ek sien, in die briekmerke gemeenskap, is dit duidelik, dat daar is 'n baie duidelike groei in geestelikheid, geestelike bewustheid. 4 jaar terug, toe die kanaal begin het, was dit nie so opvallend nie. Maar in die laaste klomp maande, nie meer as 'n jaar eintlik, kon ek begin agterkom uit die kommentare en uit die dinge wat gesê word en die boodskappe wat ek kry en sulke goed en dit wat in die chats gebeur hier. Daar is 'n spiritual awakening. Nou ek het al gesê, wat my betref, mense praat alles van die wederkoms en so. Ek dink nie dit gaan 'n fisiese wederkoms wees nie. Ek dink dit gaan eerder 'n geestelike ontwaking wees. En dis hoe ek al voel, maar ek kan verkeerd wees. Onthou net, ek het 0 teologiese agtergrond. Niks. En ek gee my nie ook nie uit as 'n teoloog nie. Ek het 'n paar goeie mentors, ja. En hulle help my en guide my met dinge. My groot mentor was Jan Diedriks, ek het hom verloor, maar dit was vir my vreemd met Jan se wegval dat ek was nie, jy weet, ek het nie geween en hartseer en rou gewees nie. Ek het net besef, met Jan het ek die gevoel gekry, Jan het besluit, dis tyd om te gaan. Hy het self besluit, dis tyd om te gaan. En ja, so, en ek glo, hy hoor en sien wat ek doen, want Jan het baie vir my gesê, jy het 'n manier om 'n ding te sê, dat die mense verstaan wat jy sê. Daar's goed wat jy vir die ouens sê, en dan sien ek die reaksies, wat ek vir 30 jaar probeer vir die mense verduidelik, en hulle klik net nie. Jy kom en dan praat jy 'n paar minute oor dit, en dan van die liggies aan. Maar nou, die feit van die saak bly, ons moet verstaan, dat die groot stryd wat tans in die wêreld aan die gang is 'n geestelike stryd hoor. Dit is 'n geveg tussen good and evil. Dis die geveg wat aan die gang is. En soos wat dit in die rym afspeel die gevegte, glo ek dit reflekteer op die aarde. Hier by ons in Suid-Afrika sit ons in die moeilike situasie, dat die Satan basies in full control hier. Hy is in volle beheer. Hy slaan die gitaar. En die wat teen hom veg, is min. Is werklik nie minderheid. En dan is ons grootste bedreiging, na my mening, is die donkerster en alles wat met daai donkerster gepaard gaan. Ek het nie
'n ander keuse as om na dit te verwys as die donker ster nie, maar julle moet maar gaan kyk na Satanayo se vlag, dan weet julle wat is die ster waarvan ek praat. Julle weet dan goed. Ek kan nie daardie simbole vir julle wys nie, want dan het ek probleme. Want hulle is real game. En dwars oor die wêreld, in baie lande, is wette wat my en jou regte totaal fucking ignoreer en daardie donker ster aanhangers en gespuis beskerm. Daar is wette wat hulle kak protect. Alhoewel dit 100% teen jou instinktiewe bewussyn van reg en verkeerd ingaan, word dit beskerm. En dan verder kan hulle boeke, kan hulle maar wyd en suid propageer, waarin hulle eie boeke van jou en van my gepraat word as goyim, en dan al die liderlike goed wat met ons gedoen moet word, en dat hulle propageer dat Jesus kook in 'n pot van sy eie kak in die hel. Dis wat hulle vir jou, wat in hulle boeke staan, hoor. Jy kan dit gaan navors en gaan naslaan, dis wat daar staan. En nou moet jy baie mooi luister wat ek nou vir jou gaan sê. Hierdie donker ster aanbidders hier in Suid-Afrika, in ons boertribe se midde, swaai die Torah flink rond, maar hulle sê nie vir jou hoeveel waarde heg hulle aan die Talmud nie. Dit sê hulle nie vir jou nie. Hulle draf daar rond op die verhoog, wyf die Torah en ons hulle nog behang met touwtjies en dinge. Cheats noem hulle dit. En die belangrikste ding wat jy moet verstaan, en ek moet die prentjie vir julle wys. Nou, die prentjie wys. Hulle erken hierdie oomblik glad nie vir wat dit is nie. Glad nie. Nou, ek sukkel om te verstaan dat 'n groepering wat Jesus nie sien vir wat hy is en wat hy was nie. 'n aanhang het onder ons boere. Ek worry nie oor die aanhang nie. Onder ons boere. Ek kan nie verstaan wat hy aanhang het nie. Ek verwonder my daaroor. En dan kry jy 'n man wat 'n kommentaar lewer op 'n video van my. En dan sê hy reguit, ek gee nie om oor boer of Afrikaner nie. Ek is 'n Israeliet. Sê ek, okay, dankie dat jy dit gedoen het, want daarmee het jy ons nou bevestig. So, ek wil julle hierdie prentjie wys. En dan kyk jy na dit, en dan sien jy dit vir jouself, vir wat dit is. Nou moet ek hom net kry, hoor. Nou verskoon so vir 'n sekonde, want ek gaan nou dalk 'n bietjie rondsoek, om die ding te kry. Waar is hy nou? Hier is hy. Julle almal ken, die meeste van julle ken hierdie man, hoor. Julle ken hom. Wat jy moet van kennis neem, is daar in sy hand, dis 'n Torah. Daar aan sy beld, sien jy daai ding met daar hang? Dis 'n tsits. Hierdie bende ontken die waarde en die werklikheid van die man op die middelste kruis. Hulle sien hom as een of ander mitologiese figuur. Maar hy swaai daai Torah wat verwant is aan die Talmud. En in die Talmud sê hulle vir jou, hierdie man in die middel kook in 'n pot van sy eie kak. Nou, jy weet, ek vra myself die vraag af, 'n mens wat hom vereenselwig met daai soort shit, is dit 'n mens wat jy wil ken? Nog erger, is dit 'n mens wat jy naby jou wil hê? Maar hulle verkondig hulle Israeliet kak, sonder om 'n oog te kyk, en hulle verwerp daai man op die middelste kruis as die Messias. Dis een of ander profeet, mitologiese ding vir hulle. Nou is hier van julle wat vir my sit en luister, wat in hierdie man se bende is, wat nie bewus is daarvan, dit is wat hulle doen nie.
Dis waaroor hulle hele fucking structure gaan. Maar omdat ek dit vir jou sê, kan jy vir my 'n afduimpie gooi en jy kan my uitskel. Want jy, wat aan daai touwtjie gaan hang, het jouself aan daai touwtjie laat vasmaak het. Jy het nie mooi gaan kyk wat die fok is jy mee besig nie. Want hulle verwerp Jesus as die Messias. Moenie laat hulle vir jou allerhande stront vertel nie. Daardie oomblik daar op daardie kruis. Ons kry net iets om te drink. 'n Lekker koffietjies vanaand. Ek kan sien wat gaan hier in die chat aan. Dat ek nou nie hier dinge mis nie. Want op die einde van die dag is dit 'n kwessie van ek moet aandag gee aan wat julle hier vra en sê. En ja, so. Ek sien hier is mense wat nou opmerkings maak oor Epstein en daai goed. Ek nou nie vanaand gaan ek nie regtig oor die nuuse gepraat nie. Ons 'n heerlike platters wat julle vanaand het. Nisha sal verduidelik wat is alles daarop. Dit lyk baie lekker. En dis 2 pragtige meisies daai. En kyk mooi, blou oë, blonde hare, donker hare. Mooi, kyk hoe mooi is hulle neuse. Nie fucking budgies nie hoor. In elk geval. So, nou moet ek vir jou hier wys. Yes, en ek is, maar ek gaan dit doen. Hierdie is deur Nahum Rabinovich, 'n Canadian rabbi, www.renz.com. Okay, kyk wat sê hierdie ou. Forbid the whites to mate with whites. The white woman must cohabit with members of the dark races. The white men with black women. Thus the white race will disappear. Means the end of the white man. And our most dangerous enemy will become only a memory. And our race will rule over the world, undisputed over the world. Our superior intelligence will easily enable us to retain mastery over a world of dark people. Nahum Rabinovich, Canadian rabbi, racist rabbi. Nou, as dit nie vir jou, boer, wat vir my sit en luister, genoegsame motivering is, om niks met enige faset van daai donker ster te doen te hê nie, dan is jy nie 'n boer nie. Dan is jy nie 'n boer nie. En ja, dit is hoe ek daaroor voel. En daai budgie is nie die enigste een wat sulke uitsprake gemaak het. In 1927 is daar 'n boek gepubliseer deur 'n budgie, wat ek sy naam nie mag noem nie, want dan het ek nou kak. Julle weet, baie van julle weet, sy van begin met 'n K. Weet waarvan ek praat, waarin hy dieselfde ding gesê het, en waarin hy verduidelik het, hoe moet Europa weggeteel word, die wit mense uit Europa uit weggeteel word. Nou my volk man, daai is wit mense uit Europa uit, dis wat weggeteel moet word, en hierdie fucking donker ster, lieslappe, verkondig dit, en dan kom hierdie perd, en hy sleep julle, met 'n groot gejubel en 'n gejuig en 'n geswaiery van hy Torah, sleep hy jou in hy donker ster se skadu in. En jy dink nee, maar dis nou reg, jy weet. En dit klink vir jou alles wat hy daar fucking verduidelik, klink vir jou fucking lekker. Maar die reality is, eerstens, dis nie die saligmaker nie. Hulle erken dit nie. Jy weet, dit maak my warm as ek oor hierdie goed praat. En ek het baie goed stilte tyd gehou voor ek hierdie show begin het hoor. Want as ek my handbreek losmaak, sal hierdie hele show onbreekbaar wees. Ek kan nie vir jou wat 'n boer is, in meer duidelike terme verduidelik hoe fucking gevaarlik hierdie donker ster aanbidders is. Julle verstaan dit nie. Hulle is dodelik. En die ding, een ding, wat my verskriklik fucking kwaad maak, is jy boer, man, wat vir my luister. Ja, jy's nie 'n boer, jy kol jouself 'n Israeliet. Luister vir hierdie fokker en hang aan sy lippe. En in die proses, weet jy wat doen jy? God het jou, man, geskape
met 'n doel en 'n plig. En jy is veronderstel om daardie geestelike sambreel te hou oor jou vrou en jou kinders. Dis hoe jy hulle moet beskerm teen die Satan. Dan kom vertel hierdie toutjies mannetjie vir jou, maak jou sambreel toe. Hy weet beter hoe om jou te ontbloot jou kinders en stel hulle oop as prooi vir die fucking Satan. Jy het liderlik gefaal, want daai kinders was vir jou gegee deur God as 'n geskenk en jy moet hulle sorgvuldig grootmaak vir sy koninkryk. En dan maak jy die fucking sambreel toe. Jesus het dit gesê, maar jy glo mos nie in Jesus nie. Jesus het vir julle gesê, hy het gesê in die Bybel, het hy gesê, as jy daai kind skade aan doen, is dit beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek te sit en jouself in die see in te gooi. En jy sit hier en jy luister vir my, en hierdie perd is jou bendeleier, en hy sê vir jou, maak toe daai sambreel, en jy maak hy sambreel toe, want hy het dit mos gesê, maak jy sambreel toe, en hy kinders van jou word blootgestel aan die Satan. Onthou daai storie van die meelsteen, hoor, dit gaan nie lekker gaan met jou, want jy laat struikel hulle. En wat van jou vrou? Wat van jou vrou? En dan is daar nou van hierdie vrouens, wat in hierdie bendes is, wat meer passionate is, as die mans. Dan sê ek net vir jou, man, vir my luister, jy wat sê, jy's nie 'n Afrikaner of 'n boer nie, jy's 'n Israeliet, jy het 'n fucking slegte paadjie vorentoe, hoor. Jy gaan 'n rude awakening kry, soos hulle sê, 'n rude awakening. Dan doen jou DNA, en kyk of jy Midde-Oosterse gene het, as jy dan nou wil fucking seker maak. As jy dit het, okay, dan het ek niks verder vir jou te sê nie. Dan moet jy gaan op jou knieë gaan en bid vir genade. Jy kan gered word. Hy het dit hier gewys. Hier, op hierdie plek het Jesus dit gewys. Jou oorsprong, herkoms, whatever, tel my. Maar, as jy nie het nie, wat fucking goeie kans is, 'n moerse goeie kans is, dat jy dit het nie, dan jy 'n moerse probleem. Want jy vir jouself 'n fucking fairy tale gebou. 'n Fairy tale waar jy is 'n Israeliet. Hoekom wil julle so graag Israeliete wees? Kom ek vertel vir julle, kom ek vertel vir die ander mense wat luister, wat nie is nie. Hoekom wil hulle so graag 'n Israeliet wees? Weet jy hoekom wil hulle so graag 'n Israeliet wees? Hulle glo is die uitverkore volk. Hulle is die uitverkore volk. En hulle wat gaan hemel toe gaan. Nie teenstaande die feit dat hulle dan een van hulle boeke sê Jesus kook in 'n pot kaak nie. Hulle gaan hemel toe gaan. Okay. Lekker. Maar nou ja, kry maar nog 'n koffietjie. En sien of jy iets in die chat aangaan. Ja, welkom Donovan. Waardeer jou ondersteuning. Kobus Swart het gerenew. Dankie vir jou ondersteuning, Kobus. Ja, nee, ek weet nie wat om vir julle te sê nie, hoor. Kobus Swart sê, toe ek my skuld alle betaal het en my kredietkaarte gestop het, het ek skuldvry. Great. Dis die beste waar jy kan wees. Ag nee, jochie. Weet jy nie wie sit by die Torah hier swaai nie? Weet jy nie? Met die toukie daar in die bel. Just like. Daar sê Dorina vir julle, wie is dit? Ek sal hom op die skerm vir julle sit. In elk geval, al wat ek vir julle sê, enige ding, wat op enige manier aan daai donker ster geconnect kan word, moet jy as boer moet baie goed verstaan, dit is gif vir jou. Want daai donker ster gooi 'n skadukol oor jou, en jy nie God se lig kan sien nie. Ek is jammer vir jou, man. Julle kan nie eers begin imagine wat se kak wat op my losgelaat gaan word nie, hoor. Julle kan dit nie, want julle moet ook verstaan, hulle het die samewerking en ondersteuning van daai hele donker ster netwerk, hoor. En hulle tentakels is in alles. Plekke wat jy dit die minste verwag, hulle is daar. So, wat is jou enigste beskerming en redding? Die skepper van die hemel en die aarde. En jou geestelike koppeling met die skepper stel jou in staat om jou tempel gevul te kry met sy Heilige Gees. Dis jou beskermer. Jesus het dit gesê,
opgevaar het. Moenie worry nie, ek los julle nie alleen nie, ek stuur vir julle 'n helper. Hierdie ouens verwerp die help. Nou, hoe kan jy gemaklik voel om 'n deel van so 'n bende te wees? Maklik, want jy het nog nie jou skepper ontmoet nie. Dis hoekom jy so lekker voel in daai bende, want jy het nog nie jou skepper ontmoet. So, jy moet maar gaan soek, hoor. Gaan word stil ergens en bedink dit. En ek weet man, ek kan sommer in my ek hoor in my geestesoor hoe klap die tonge. Dink julle ek worry oor dit? Worry, fuck all. Want iemand moet dit sê. En mense is te bang om dit te sê. Want hulle verloor subscribers en verloor advertisers en verloor wat the fuck. Ek weet nie wat verloor hulle alles. Dis wat vir hulle. Maar daardie bende, ek gaan dit nie uitdruk. Ek sê net vir julle, enige plek, enige organisasie waar hulle betrokke is, moet jy die hel gaan losbars daaroor. Want die Satan is in jou midde. Sy disippels is daar, sy priesters is daar, sy koorsangers is daar, sy voorbokke is daar. En dan wil jy veilig voel in daai omgewing. Jy's gefok, man. Maar nou ja, sluk maar 'n koffiekie. Ja, jy sê ek voel ook soos jy. Ja, Donovan Grobler, ek moet vir jou regtig sê, jy weet, ek het die ander aand, het ek het genoem, ek het 'n groot probleem met kerke, julle weet dit, ek het nog nooit 'n geheim van dit gemaak nie, en ek het na 'n paar van ons, ek het na 'n paar ouens geluister en so, en ek het na 'n paar onderhoude geluister met die ortodokse priesters al van Midrand en so, en ek het 'n bietjie gaan kyk na die ding, want daar is sekere mense, ek is nie een van hulle nie, maar daar is sekere mense wat 'n ernstige behoefte het aan so 'n kerkverband. En op hierdie stadium voel dit vir my dat die veiligste kerk is die ortodokse kerk. Nou dit gaan nou vir, jy weet, 'n gemeenskap wat NG groot gemaak is en susterskerke en so, as 'n skok kom. Maar as jy gaan kyk wat gebeur in Amerika, veral jong mans loop by die duisende oor na die ortodokse kerke toe. En dan ek het gisterand vir julle die prentjie gewys dat die nuwe aartsbiskop van Kantelberg, Canterbury, is 'n chick. Dis nie reg nie. En ek het dit gedeel met een van my teologiese mentors en toe kyk hy dit, die prentjie net een kyk en toe sê hy, en dan vra hulle, hoekom loop die mans weg na die ortodokse kerke toe? So, in elk geval, julle moet baie goed verstaan. Ek gee nie om hoe emosioneel jy verbonde is aan hy toukie swaier nie. Ek gee nie om nie. En hoe committed jy is aan sy mission nie. Ek gee nie om nie, hoor. Jy het 'n fucking groot probleem. Die eerste ding wat jy vir jouself moet mooi gaan sê, as jy na die Torah gaan kyk wat hy so lustig rondswaai, daar is sekere rituele in daai Torah waaraan jy moet voldoen en jy moet dit uitoefen en beoefen. Dit nie teenstaande die feit dat Jesus gesê het, al daai goed is klaar, is verby. Okay. Maar soos jy sê, hulle glo nie in Jesus nie, so, okay, hulle sê jy moet daai goed doen. Daai rituele, die Torah self sê, dit moet by die tempel in Jerusalem gedoen word. Maar hierdie perde doen dit sommer daar in die plaasdam. Okay. So, hulle substitute hier, substitute daar, substitute dit vir dat, what the fuck, en op die einde, wat het hulle? 'n boek wat hy rondswaai, wat lyk as ek met 'n verfblik gedruk het. Maar nou ja, hierdie is vir jou, as 'n Christen, die mees belangrikste oomblik in die bestaan van die mensdom wat opgeteken is. In die opgetekende bestaan van die mensdom is dit die moment. En daar het hy met sy bloed betaal vir ons. En daar het hy al daai goed van die tafels afgevee. Niks van daai goed tel nie. Net geloof, net genade. Maar hierdie per vertel vir jou 'n ander storie. En in daai touwtjies. Nou, kom ek vertel julle die storie van die touwtjies. Daai touwtjies is hulle noem dit 'n tzitzit. Hy is veronderstel om aan die hoeke van daai nekdoek ding te hang.
of hulle dra 'n onderbaadjie onder hulle klere, waar die goed aan die hoeke hang en dan by die klere uithang. Daai ding hang sommer aan sy bel. Ja, daar staan nêrens van daai ding moet aan 'n bel vasgemaak. Dit kan jy maar gaan opsoek in daai Torah van hulle. Nou, ek weet nie hoeveel van julle het so 'n toutjie nie. Jy moet maar net kyk na daai tou en dan sien jy daai tou vir wat hy is. Dis eintlik 'n geestelike galgtou vir jou. Maar ja, spring in julle op, word die bliksem en ek hoor nie. Iemand moet dit vir julle sê. Maar dis 'n groot beweging daar. En hier is dele van ons land waar die hele gemeenskap hang aan daai toue. Ek weet nie wat daaroor te sê nie, ek kan niks daaraan doen nie. Maar elkeen van julle wat na my luister moet baie goed verstaan. Een van die dinge van hulle is, hulle verwerp daai man in die middel vir wie en wat hy was. Dit moet julle nie vergeet nie. Moenie dit vergeet nie. En as jy betrokke is in 'n organisasie en 'n toutjiesman hang daar rond, moet jy versigtig wees. As mens 'n spreekwoord wat sê, deur jou vriende sal jy geken word, moet jy versigtig wees. En as daardie toutjiesman insaag en inspraak in 'n organisasie het, dan sê ek vir jou, fuck, walk away. Walk away. Want daar kom kakkoor. Verseker. Want die Satan is daar. En jy boer. Ja, boer. Nie Israeliet nie. Boer. Jy moet verstaan. Jy is in die Satan se versuur. Hy weet hy moet jou uitwis. Want jy is God se vegter. Hoeveel keer het hulle al probeer om ons boere uit te wis? Hoeveel keer? Die mees gedokumenteerde een is by Bloedrivier. Maar in die Anglo-Boereoorlog het die bliksems gekom en ons vroue en kinders vermoor. Hulle noem dit mowing the grass, sal die kinders vermoor. Want as jy die kinders doodmaak, is die volgende generasie, ons daai tribe geknou. En ek glo op hierdie stadium is daar nou ouens wat kan 'n eier in sy hol kook, maar ek gaan nou maar vir jou sê, vat hom maar so hard as jy kan. Want jou kak is geboek, ou Boeddha. Hang aan die toutjies, sien maar jy. Want op die einde van die dag, daardie saligmaker van ons, het gekom en daar op Golgotha het hy met sy bloed betaal vir my en vir jou. Maar jy weet aan hy fucking toutjies man, aan hy toutjie hom. Jy glo nie dit nie. Vir jou is hierdie man net ietsie. Nou vra ek vir jou, jy glo nie aan Jesus nie. Wat is die verskil tussen jou en 'n moslim? Wat is die verskil? Hulle glo ook nie aan Jesus. Hulle sien hom ook nie as 'n profeet. Van die oosterse gelowe sien hom ook as 'n profeet. So ek sê net vir jou, swing aan hy tou, hoor. Swing aan hom. Dis 'n galgtou. 'n Spiritual galgtou. Dis wat dit is. En jy dink, omdat jy luidkeels dit kan verkondig en elke dag, die hele dag daar sit met die Torah en alles. En as ek iets sê, dan kan jy in my kommentaar kom en dan gooi jy vir my sulke lang fucking voorleggings daar met allerlei aanhalings en alles uit die Ou Testament uit. Want julle, toutjiesmanne, julle like nie Paulus se briewe nie. Daai ene is nie vir julle lekker nie, julle wil hom nie hoor nie. Dis hoekom jy die Torah rondgooi. Want hy is maar net 5 boeke, that's it. Bring jou nou nie naby daai ding van Paulus nie. Ek kry jou nie eers jammer nie, hoor. Ek voel actually fokol vir jou. Al wat ek weet, dus jy kan nie meer sê, jy het nie geweet nie. Dit kan jy nie sê nie. Maar gaan hang aan hy toutjies. Laat hy toutjies en kom swaai aan hom, en kyk of hy toutjies jou gaan red. Dit sal ek vir jou nou sê. Kyk of daai toutjies jou gaan red. Maar voor jy nou daai commitment maak, gebruik die tegnologie wat beskikbaar is en kry vir jou fisiese sekerheid en laat doen jou DNA. En dan kyk jy of daai man se kak stories wat hy jou vertel van hoe jy daar van die Midde-Ooste af beland het fucking in Engeland, of dit enigstens waarde het, of dit gewig dra. Hy antwoord daai video, het ek daai video van hom gekyk toe hy daardeur, ek kon op elkeen van sy screenshots kon ek 'n hele video gemaak het. Maar hy gly so uit. Fuck that. Maar hy het 'n probleem met 'n ou soos ek,
As jy met my praat, ek hoor nie sinne nie. Ek hoor woorde. En hy het 'n probleem met dit. Jesse my daai aand het hy nog 'n paar wille aannames gemaak. Wat in luid. Want hulle wil tog so graag hê. Jy's bloedverwant. Israel, Jakob, whatever jy hom wil noem. Go for it. Maar ek hoop vanaand, hoor die mense, dis 370 wat luister. Ek hoop julle 370 wat van hierdie toukie swaaiers ken, kyk hom net in die oë en sê vir hom, Bill, jy moet weer bietjie gaan lees. Daai toukie is eintlik 'n galgtou. Ek het 'n kennis wat vir my gesê het, ja, ek het die ding, hy lê daar 'n souvenir in my laai. Hy sê, Jesus, dit was 'n cocktail van my lewe gewees, daai hoor. En hy sê, maar ek het hom hou daai tou vir 'n souvenir om te wys waar die fok voor moet ek pas op. En hoe maklik was dit gevang. So, ja, dit klink baie lekker. Dit klink baie great, die goed wat hulle so vinnig aframmel. Nou, het klink so fucking geletterd. Of jy al die versies, en dan sal jy begin quote uit die Torah uit. Maar jy moet nie vir 1 sekonde vergeet nie. Hand aan hand met die Torah, van die Talmud. En gaan lees in die Talmud. Ek kan vir julle baie goed wys, maar as ek dit doen is my kanaal gaan. Ek weet het. Maar gaan lees maar die Talmud self. Een ding wat ek vir jou sê, wat in die Talmud van hulle staan, is dat Jesus kook in 'n pot kak. In die hel. Nou is dit vir jou, Suid-Afrikaner, ek gaan jou nie 'n boer of 'n Afrikaner noem nie, Suid-Afrikaner. Is dit jou lekker laat voel? Jou tone laat omkrul? Dan wil ek in elk geval fokol met jou te doen, hè? Maar ek vir jou sê, papi, jy het 'n moerse groter probleem as wat jy dink jy het. Jy het 'n groter probleem as wat ek dink jy het. As dit jou lekker laat voel, ons saligmaker kook in 'n pot kak in die hel. Lekker, God se seën. Heerlikheid, boere. Hoe kan jy enigsins so fucking ding naby jou toelaat? Naby jou. Nog erger, naby jou vrou en jou kinders, vir wie jy geestelik verantwoordelik is. Nee, manne. Julle moet dink oor dit. Ek gaan nou afsluit op hierdie storie van die donker ster, en ek sê net weer 'n keer vir julle, enige iets of iemand wat enigsins op enige manier gekoppel is aan daai donker ster, is dodelik vir jou boer. Jy boer, want jy moet verstaan, dis deel van hulle doktrine dat jy uitgewis moet word. En weet jy hoe lekker lag hulle as hulle die geestelike uitwissing so reg kry, met daai swaaiende boekie en daai toutjies en shit. Dan lag hulle in hulle binneste, die Satan sit hulle op die muur en hy smil so breed. Lekker, het jou. En jy, wat sit en luister, is onskuldig en goedgelowig. Maar jy wil nie die feite fucking hoor nie. Ek sê net vir julle, die feit dat jy, man, hy sy bril toegemaak het, en jou kinders, en jou vrou, vir die Satan gefucking gee. Wat dink jy gaan van jou word? Wat dink jy gaan van jou word? Ek gee nie om wat die toutjies man jou vertel nie. Daar gaan 'n dag wees wat jy voor die troon gaan staan, en rekenskap moet gee. En dan gaan hierdie man, wat hier in die middel hang, sit aan die regterhand van God die Vader, en na jou storie luister. Imagine daai ene. Wat gaan jy dan sê? Jy wat uit 'n bende uitkom, wat sê, hy wat daar langs, hy sit aan die regterhand van God die Vader. Jy sê, hy kook in 'n pot kak in die hel. Hy is in vir 'n fucking surprise, papa. Jesse, hoe die fuck is dit moontlik dat jy daai kans wil vat? Hè? Ek gaan daai kans vat. Julle wil nie weet, die woelinge in my brein, net om hierdie goed te dink, om te sê, want as ek praat, van hy sit aan die regterhand van God die Vader, dan sien ek daai pragtige troonkamer, mooi marmervloere en pilare, spik en span silwer skoon en lig. En dan moet ek probeer imagine, julle verduidelik, hy kook in 'n pot kak in die hel.
my brein wil breek as ek dit so probeer. Ek probeer daai beeld vorm, kan nie. Maar as ek reg onthou en ek mag heeltemal verkeerd wees, dis die woorde wat skryf is sê, hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek mag verkeerd wees. Dis die woorde wat ek onthou. En jy, wat in 'n bende is, wat sê, hy kook in 'n pot kak in die hel, jy gaan rondspring daarbo as jy moet verduidelik hoor. Maar nou ja, nou is ek klaar met dit. Kry vir julle 'n koffie. Ek sien wat gaan hier in die chat. Donnie Bresco sê, die grap is, die Jode self het geen erg aan hierdie Israelvisie nie. Inteendeel, hulle sien dit as antisemities, dat hierdie Israelvisie bende hulle geskiedenis met hulle sin te vergelyk. Fok. Dankie. Ja, jochie, daai mense van Kandelberg weet nie wat beteken kantel nie, ne? Hulle weet nie van wat is kante nie. Nou, hulle weet ook nie wat is kantel nie. Hey, dankie, Kobus, ek waardeer dit. Pulse Electrical sê, Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Johan Griesel, welkom op die kanaal, baie dankie vir jou ondersteuning, ek waardeer dit hoor. Maar nou ja. Ja, Dorena, ek voel ook so, jy weet, dis hoekom jy sal nooit sien, ek raak nie sommer betrokke in besprekings van religions nie. Vir my, en dis ek, vir my gaan alles oor daai geestelike koppeling met die Skepper. En of jy nou in Baghdad bly, en of jy nou in Teheran bly, en of jy nou in Islamabad bly, en of jy nou in Berlyn bly, en of jy nou in New York bly, as jy gekoppel is aan die Skepper, is ons in dieselfde netwerk. Maar nou ja, dankie vir die superchat Boerboel, hy sê, as jy glo, sal die Satan alles doen om jou te kry, vra hoekom doen God dit aan my? Dis sy enigste plan. Jy is 100% reg, Boerboel. Donovan sê, een ding wat ek oor bekommerd is die mense wat generalize met die J-woord, nou die budgies, kyk in die regte rigting, maar ek het 'n vermoede, hulle speel in die budgies se antisemitism narratief. Ja, doen. Initial remind my nou, ek moet 'n change gaan maak. Ja, dit is tyd. Om die chat oop te maak vir subscribers. Okay, die chat is nou oop vir subscribers. Ek hoop julle het die praatjie geniet. En iemand het waarde daaruit gekry. Want ek kan nie vir julle sê, Dirk Jacobs, ek verstaan nie mooi wat jy daar probeer sê nie. Ja, Jochie sê, moet dit nie maar elke dag Sondag wees nie. Jy weet, ek moet vir jou sê oor daai ding, 'n persoon wat geestelik gekoppel is aan die Creator, is voortdurend in gesprek met sy maker. Ek het al vir julle die storieetjie vertel, toe ek die dag daar die appelkoespoort saam met my oupa loop, en hy gaan kyk of die appelkoese ryp is, dat hulle kan begin oes. En hoor ek, hy gesels, jy weet. En toe vra ek vir hom, oupa, met wie praat jy? Want obviously praat hy nie met my nie, dis net ek en hy wat daar loop. Sê my, Colleen, ek praat met liewe Jesus. Ek, okay. Dis al wat ek meen, dit al wat hy vir my gesê het, dis al wat ek gehoor het. En ek het dit al honderde kere gesê. Ek weet nie honderde kere, maar ek het al baie kere gesê. Ons voorsate was nie kerkmense nie. Hulle was geestelike mense. Maar nou ja, daaroor is ek ook heelheid aangedaan. Dirk Jacobs, nee, ek is nie groot gedoop nie, ek is nie besny nie, man. Fok, wat the hell. Hey, Rian, baie dankie. Rian het 5 memberships geskenk vir die kanaal. Dankie vir jou ondersteuning, Rian. Dit lyk my daar die eerste ene nou ingekom. Ja, Zakok, welkom op die vlug. Mense van Koppie, Zakkie se Zak is op die flight. Hy sê, dis sulke tyd. Groetnis daar van deur tot deur. Ja, welkom op die kanaal, Ellen Ashworth. Hoop jy geniet dit. Boersie, ek wil net vir jou sê, jy moet nie hier kom en vir my sê, hierdie religion is gevaarliker as daai religion en nie hoor. Moenie, ek wil fokol weet van religions hoor. Niks. Praat van mense.
ek praat van mense. En ek sê nou vir jou, ek ken mense in Iran, wat ek enige dag in my huis sal wil onthaal, wat ek enige dag saam mee om 'n kampvuur sal wil sit, wat ek enige dag mee saam in 'n loopgraaf wil klim. En dis nie jy nie hoor. Maar nou ja, party mense kan nie fucking hoor of kan nie sien of kan nie verstaan nie. Dit is die probleem. Ek gaan vir julle so laaste kykie gee na hierdie perd, wat julle weet waarvan ek praat. Een van hulle, dis een van hulle daai en check out toutjies. Nou ja, kyk of ek hier nog ietsie het waaroor ons kan praat.